Soos ek gesê het, ek het verlede Sondag gepraat, want die Here is goed. En hierdie Sondag wil ek praat met jou oor die tema om rus in sy goedheid. En ek weet dat die Here wil hê dat hierdie boodskap moet hoor. Want weet jy wat so hartseer is dat die lewe wat ons lewe, is 'n lewe van spanning, stres, gejaagdheid, slapeloosheid, slaapontbreking. Dis die moderne persoon wat daardeur gaan. Dis hartseer om aan te kondig dat die gemiddelde Suid-Afrikaner slaap huidiglik 2 uur minder as wat 50 jaar terug se persone beleef het. Kan jy dit glo? Hoekom? Omdat die lewe se eise so opgepak geraak het. Dis veel eisend. En midde in dit kom jy agter dat al hoe meer mense raak siek, raak gebroke, huwelike val uit mekaar uit. Hoekom? Is dit miskien omdat ons nie werklik besef hoe groot en hoe goed die Here is nie? Is dit miskien omdat ons nie werklik die Here vertrou dat hy ons in sy goedheid vir ons kan voorsien, kan help, kan deurdra, ons suksesvol kan maak en gelukkig kan maak en dat ons nog steeds in sy goddelike rus kan verkeer nie? Is dit nie miskien dalk? En daarom is daar so 'n dringendheid, dit is asof God se gees dit op my hart gelê het. Hy het my eintlik aangedring om hierdie boodskap te bring. Ek moet die afgelope tyd bietjie praat oor die goedheid van die Here. Want sal jy saam met my die verklaring maak, die Here is net goed. Amen. Hy is nie ook goed nie, hy is net goed. Julle het dit my al 1000 maal gehoor sê. En ek gaan dit nog duisende male sê. Want ek glo dit met my hele wese, dat die goedertierenheid van die Here eindig nimmer meer. Hy is nie net goed vir die kinders van die Here nie, hy is ook goed vir die goddelose. Hy laat dit skyn oor die regverdige en oor die onregverdige. Daarom sê ek vir jou, ek en jy kan nie naby sy goedheid kom nie. Ek en jy is net goed vir die wie ons lief is. Amen. Maar daai ouetjie wat jou te nagekom het, forget it. En dis hoekom ek so bly is, ons is nie God nie. Ek is so bly dat ons dien die een wat waarlik goed is. En midde dit alles gesê, kom jy agter dat Psalm 23 spring dit sommer so uit oor die goedheid van die Here. In Psalm 23 is die mees bekendste Psalm, selfs die goddelose ken hy Psalm. Hulle ken hy Psalm. Hulle kan dit self vir jou quoteer. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal nie vrees nie. Hoekom? Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal woon in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. 9 beloftes in daai Psalm. 9 voordele om die Here jou herder te kan hê. En dan sê in Johannes 10, hy sê, ek is die goeie herder. Wie weet in hierdie plek dat die Here is net goed? Wie weet dat hy is die goeie herder? Amen. En hierdie goeie herder wil hê dat sy kinders moet rus.
Hy wil nie hê dat jy moet skei nie. Hy wil nie hê dat jou liggaam moet uitmekaar uitval nie. Hy wil nie hê dat jy moet in siekte sterwe nie. Hy wil nie dit hê nie. Hy wil nie hê jy moet voor jou tyd doodgaan nie. En hierdie Bybel sê vir my vanmôre, hy sê dat in die laaste dae sal baie beswyk aan hulle harte. Hoekom? Vrees, angs, stres, benoudheid, spanning is aan die orde van die dag. En daarom, as die herder van hierdie gemeente, voel ek dit gelei deur God se gees, om vir hierdie gemeente te sê, ek preek nie net vanmôre vir jou nie, ek preek ook vir myself. Elke prediker in hierdie land, preek eers vir homself, voordat hy vir die gemeente kan preek. Ons beleef die toetse eers, wanneer jy hierdie boodskap bring, ek kan jou waarborg, volgende week, gaan het opgestapel wees, gaan het gejaagd wees, maar mag ek na hierdie woord luister vanmôre, om te kan sê, midde van 'n gejaagde lewe, kan jy nog steeds rus. Het die Here nog steeds vir jou verkwikking instoor. En is jy reg daarvoor? Nou as jy die woord van God het, blaai saam met my na Psalm 23. Skus, daai skrifgedeelte daaronder is verkeerd, maar dit is definitief Psalm 23 vers 1 en 2. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Wat sê dit vir my? Dit sê dat die goeie herder wil vir jou en vir my rus kom gee, en hy wil vir jou kom verfris, verkook, waters waar rus is, verkoking, amen, rus en verfris. Dis jou deel in die Here, en ek is so dankbaar, dit is ons deel. Wat my nie baie gelukkig maak is die woorde daarso, hy laat my neerlê. En besef ek kind van die Here, dat skape hou nie daarvoor om te gaan lê nie. En ek wil vanmôre vir hierdie gehoor sê, moenie laat die Here jou laat neerlê nie. Moenie so besig raak, dat jy naderhand gedwing moet word, om te rus nie. Jy het my nie gehoor vanmôre nie. Ek sê, moenie so besig raak, en so gejaagd wees, dat jy die woorde uitder, ek kan nie rus nie, ek moet nog hierdie taakie doen, ek moet nog hierdie dinge afhandel. Hier is meer werkkoliste in Suid-Afrika as alkoholiste. Kan ek 'n toets vanmôre? Wie se to-do-lys is so groot, dat jy weet nie hoe gaan jy daardeur kom nie? Kan ek jy hande sien? Wie voel vanmôre, dat wanneer jy 'n rusdag het, gebruik jy jou rusdag, om jou agterstallige werk in te haal? Kan ek jy hande sien? Ek wil nie eens verder vra nie. Hier is 'n klomp werkkoliste hierso, en ek wil vir jou sê, pas op vir hierdie woorde, hy laat my neerlê. Moenie laat hy jou laat neerlê nie. Want dit is sy hartsbegeerte dat jy moet lê, jy moet rus, jy moet ontspan. Want kyk wat sê die volgende gedeelte. Hy sê in Job 20 verse 18, hy sê die volgende, they are unable to relax and enjoy anything they've worked for. Daar's mense wat dit onmoontlik vind om te relax. En een van hulle is hierdie vrou van my. Sy het op 'n stadium as nasionale sameroepers van die PPK is daar baie administratiewe werk ook in. En dan begin sy so vroegoggende opstaan, 2 uur, 3 uur. En dan begin sy die mails uit te stuur. Naderhand word sy aangekla deur die pastorale korps van die PPK, sê hou op om 2 uur en 3 uur die oggend vir ons mails te stuur.
Ons slaap, as jy nie weet hoe om te slaap nie, ons slaap. They are unable to relax, enjoy anything they've worked for. Weet jy, as dit vir die Here Jesus nodig was toe hy op aarde was, om 7 keer in sy 3,5 jaar, 7 keer te onttrek, uit sy besige skedule uit die skare uit, onttrek in 'n eensame plek, om te rus voor die Here. Dink jy nie, ek en jy het ook nodig om ag daarop te slaan nie? Amen. En as hierdie volgende skrifgedeelte dan nou vir ons sê, this day will always serve as a reminder, both to me and to the Israelites, that I made the heavens and the earth in 6 days, then on the 7th day I rested and relaxed. Nou ek wil vir jou vra, kan God moeg word? Dis nie 'n teologiese vraag nie, dis sommer 'n eenvoudige Afrikaanse vraag. Kan God moeg word? Nee, hy kan nie. Nou, hoekom het hy nodig om te rus en te relax? Hoekom? Hy het dit gemodelleer vir jou en vir my. Hy het dit ingestel, want hy weet ek en jy het rus nodig. Hy het die 7de dag ingestel, en hy het gesê, ek gaan vir julle 'n voorbeeld wees. Ek het nie rus nodig nie, maar ek gaan vir julle wys. Ek gaan dit modelleer vir julle. Julle moet rus. Sê ek moet rus. Amen. Ons moet rus. Nou kyk, die volgende. To give God my best requires rest. Amen. Kyk wat gebeur die volgende. If you're not going to rest, you're going to be stressed. So kind van die Here, dis tyd om te rus. Dis tyd om te vra, Heilige Gees, lei my, leer my, help my, om te rus, om regtig die tyd uit te koop, om een kant toe te kom, want ek wil my beste vir die Here gee. Amen. To give God my best requires rest. En ek het dit hoeveel keer al gesien. Die afgelope tyd was ons baie besig gewees. Ons het in 8 dae het ons 10 dienste gehad, baie besig. Voortdurend kom die uitnodigings. Ons kan nie vir alles ja sê nie. Ek is besig met 'n boek wat ek lees oor lead like it matters. Daai eat. Dan gaan dit oor, party kerke het dit, party het dit nie. Party smag daarna, party wil dit graag hê. Daai dit. En ek smag dat daai dit deel van Shalom sal wees. Maar weet jy wat? Party mense wat dit het, kan dit ook verloor. Weet jy hoe verloor jy dit? Wanneer jy besig is om jou uit te brand. Wanneer jy moeg is, wanneer jy uitgebrand is, dan voel jy nie meer lus nie. Dan kan jy dit verloor. Dan kan jy dit verloor. Maar wanneer 'n kerk dit het, weet almal dit. En almal soek dit. En almal praat van dit. Daarom kerk, is dit nodig om dit te behou. En hoe gaan ons dit behou? Om in die goddelike rus van die Here in te kom. To give God my best requires rest. If you're not going to rest, you're going to be stressed. Nou, hoekom is die mense deesdae uitgebrand? Hoekom is hulle oorwerk? Hoekom lewe mense so gejaagd? Hoekom? Daar's 'n paar redes. Hoekom? Is jy reg daarvoor? En die eerste rede daarvoor is misplaaste identiteit. Baie mense dink dat my werk gee vir my waarde. My titel, my prestasies, my amp, wat ek beklee, gee vir my waarde. Ek wil vir jou sê, al is jy niks nie, sal jy nog steeds in God se oë waardevol wees. Hoor jy vir my? En mense is so gejaagd en wil so hulle oorwerk, want dit gee vir hulle waarde. Maar dit brand jou. Dit maak van jou 'n mislukking.
Daarom sê die woord van die Here, Ecclesiastes 10, vers 15, hy sê, only someone too stupid to find his way back home would wear himself out with work. Hallo, ek wil vir die werkeliste vanmôre hier sê, die Here praat nou met jou. Only someone too stupid to find his way back home would wear himself out with work. Ek het dit nie gesê, dankie Here, ek het dit nie gesê nie. Die woord van die Here sê dit. Die tweede rede is materialisme. Ek wil nog meer hê. Ek wil nog meer hê. Want dit gee vir my waarde. My besittings gee vir my waarde. My mooi huis, my karre. En partykeer koop jy iets wat jy nie nodig het nie, met geld wat jy nie het nie, om mense te beïndruk wat jy nie van hou nie. En hoe stupid kan jy wees en nog asemhaal? Om jouself so in skuld te dompel in die lewe. Want ek wil net hê, want dit gee vir my waarde. Nee, dit is besig om jou te vernietig. Daarom sê die woord van die Here, don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. In the blink of an eye, wealth disappears, for it will sprout wings and fly away like eagle. Materialisme. Volgende gedeelte, Luke 12, in die message. Say, take care, protect yourself against the least bit of greed. Life is not defined by what you have, even when you have a lot. Sien jy die woord? Praat dit met jou vanmôre. Kyk, die derde rede hoekom mense uitgebrand is, vol spanning is, vol stres is, depressief is. Kyk, beny wat ander het. I want to compete with the Joneses. Hy stop het. As die Joneses se seun in Waterkloof hoor is, moenie gaan skuld aangaan om ook jou seun in Waterkloof hoor te sit nie. Asseblief tog nie. Want mense dompel hulle self so in skuld, want hulle wil net kompeteer. Hulle wil nie sleg lyk nie. En dan sê die woord van die Here, I have also learned why people work so hard to succeed. It's because they envy the things their neighbors have. But it's useless. It is like chasing the wind. Kind van die Here? Ek sê dit nie, dit is God se woord wat vanmôre met ons praat. Dan die vierde punt is, plaas prestasie bo verhoudings. Ja. Het gaan oor wat ek presteer, hoe ek presteer. Het gaan oor daai sertifikaat, oor daai graad. Het gaan oor hoeveel werk kan ek afhandel. Hoeveel besighede het ek. Ons moet leer om 'n balans in die lewe te hê. God se Gees moet ons help dat ons 'n balans in die lewe sal hê. Prestasie bo verhoudings. En weet jy hoe vernietig hierdie goeders verhoudings? Ek sê, weet jy hoe vernietig hierdie goed verhoudings? Jy is so besig dat jy het nie meer tyd vir jou vrou nie. Jy het nie meer tyd vir jou man nie. Jy is so besig. Jy het nie meer tyd vir jou kinders nie. Hulle weet nie eens wie is hulle pa nie. So besig is jy. Dit is 'n vreemde man wat inkom in die huis. Want wanneer pa inkom, sien hulle hom nie. Wanneer pa uitgaan, sien hulle hom nie. Wanneer daar moet gerus word, word daar nie gerus nie, want werk, agterstallige werk, moet ingehaal word. Nou sê die woord van die Here, I turned my head and saw yet another wisp of smoke on its way to nothingness. A solitary person, completely alone,
no children, no family, no friends, yet working obsessively late into the night, compulsively greedy for more and more, never bothering to ask, why am I working like a dog? Never having any fun, and who cares? More smoke. Ai kind van die Here. Die Here praat met ons. Laaste punt is onsekerheid. Insecure. Onseker. Het ek genoeg om van te lewe? En wanneer jy naby aftrede is, begin jy al hoe meer bekommerd wees. Al hoe meer bekommerd wees. Gaan ek genoeg hê vir my aftrede? Kan ek vanmôre die verklaring maak? Die Here het jou tot hier toe gevat. Sal hy dan ewe skielik besluit om jou nie end uit te vat nie? Ek wil die verklaring maak vanmôre, dat jou brood en jou water sal gewis wees al die dae van jou lewe, want die Here is my herder. Hy lei my na groen weivelde toe. Hy sal voorsien. Die Here is my herder, ek het aan niks 'n tekort nie. Amen. Onseker, het ek genoeg om van te lewe? Kyk hierdie skrif. Weer in die message. Hy sê, we work to feed our appetites. Meanwhile, our souls go hungry. Ek het alles. Ek werk, ek het al hierdie goed. Maar my siel ly skade. My siel ly skade. Want ek is onseker, gaan die Here vir my deurkom. En ek wil vir jou sê, dit grens aan ongeloof. Ons moet bly glo aan die goedheid van die Here. Amen. Ek sê ons moet bly glo aan die goedheid van die Here. Hy sal voorsien. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Hy sal voorsien. Want hy is die goeie herder. Johannes 10 vers 10 sê dit. Hy kom gee lewe. Hy is die goeie. Hy sê dit self van hom. Hy sê ek is die goeie herder. En my skape sal my volg en hulle ken my stem. En daardie stem sê vir jou vanmôre, ek gaan vir jou voorsien. Al die dae van jou lewe. Nou hoe kan ons al hierdie 5 punte, hoe kan ons dit uit die weg uitkry? Hoe kan ons 'n teenmiddel kry teen hierdie goed? Hoe kan ons werklik oorwinning kry oor hierdie goed? Hoe kan ek meer in die rus van God verkeer? Is julle reg daarvoor? Is julle gereed daarvoor? Die eerste punt is, onthou jy is waardevol vir God. Glo jy dit? Jy is waardevol vir God. Jy is God se kroonskepping. Werk gaan nie jou definieer. Werk maak nie jou waardevol nie. En ek wil dit sê vanmôre vir jou. God het jou gemaak en hy maak nie junk nie. Jy het nie gehoor nie? Ek sê God die Vader het jou gemaak en hy maak nie junk nie. Jesus het vir jou gesterwe en hy sterf vir iets kosbaar. Hy sterwe vir jou. En die Heilige Gees woon in jou. Wat maak dit van jou? Jy is God se kroonskepping. God het jou gemaak, Jesus het vir jou gesterwe en die Heilige Gees woon in jou. Jy is God se kroonskepping. Daarom sê die skrifgedeelte, God decided to give us life through the word of truth, so we might be the most important of everything God has created. Jy is God se mees belangrikste skepping wat hy gemaak het. Daarom, begin te onthou, begin verstaan, jy is waardevol vir God. Jy is waardevol vir God. Kyk hierdie gedeelte. See, I have engraved you on the palms of my hands. Hy het jou naam getatoeëer, nie net op een hand nie, maar op 2 hande. Jou naam is op al 2 sy hande. En daar's net een persoon in die hemel wat merke in sy lewe het, en dit is die Here Jesus. En weet jy wat sy merke is dit? Dit is jou naam. Toe hy gekruisig was, was sy handpalms oop gewees met jou naam opgegraveer. Hy het vir jou gesterwe.
so waardevol as jy. Moet dit nooit vergeet nie, kind van die Here, jy is waardevol vir die Here. Die teenmiddel vir 'n misplaaste identiteit is, jy moet onthou, jy is waardevol vir die Here. Die tweede punt is, geniet wat jy alreeds het. Dis die teenmiddel vir materialisme. Geniet wat jy het. Moenie aanhou probeer nog en nog en nog by kry nie. Hulle vra vir 'n multimiljonair, hoeveel is genoeg? Toe sê hy, ek dink by 50 miljoen sal ek stop. Toe hy by 50 miljoen kom, toe sê hy, dit is nog steeds nie genoeg nie. Hey, kind van die Here, ons moet pas op. Geniet wat jy alreeds het. Is interessant, dat ek het nog nooit 'n lijkswa gesien, met 'n sleepwa agterna nie. Nog nooit nie. Jy gaan niks saam met jou vat nie. Niks nie. Alles gaan agterbly. En elke keer wanneer ek by 'n persoon se bed staan, wat besig is om te sterwe, het daai persoon nog nooit vir my gesê, as ek net nog eenmaal my kantoor kan betree nie. As ek net nog eenmaal kantoor toe kan gaan nie. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Ek het nog nooit gehoor dat daai persoon sê vir my, as ek net my splinter nuwe kar wat ek gekoop het, net weer 'n keer kan sien nie. Nog nooit nie. Ek het ook nooit met wat ons het nie. Amen, hoekom moet ons so jaag om nog en nog en nog by te kry? Kyk wat sê hy nog. Dit is beter om partymal te rus en 'n bietjie kos te hê, as om altyd hard te werk en baie kos te kry. Dit is soos om wind te jaag. Ek sê dit nie, God se woord sê dit, amen. God se woord sê vir ons, vanmôre presies dit. Wil jy die derde punt weet, wat is die teenmiddel van 'n gejaagde, oorwerkte, moe lewe? Kyk wat sê hy, beperk jou werk na 6 dae 'n week. Sê dit saam met my, beperk jou werk na 6 dae 'n week. En hier is 'n paar besigheidsmanne en vroue wat sê, oh jee, ek het soveel werk om te doen, ek kan nie, ek moet 7 dae werk. Hey, is jy beter as die Here? Is jy beter as die Here? As die Here die gebod ingebring het, die 10 gebooie, die 4de gebod sê, heilig die Sabbatdag. Kan ek vir dit wys? Work for the first 6 days of the week, but rest and relax on the 7th day. The law is not only for you, but your oxen and donkeys, ook jou troeteldiere moet rus. And slaves, and slaves, jou werkers, as well as for your foreigners among you. Ek sê dit nie, God se woord sê dit, amen. Hy wil hê, werk 6 dae, die 7de dag moet jy rus. Then Jesus said to them, the Sabbath was made to meet the needs of people. Ja, en nou stry hulle oor, watter dag is die Sabbat? Dit moet Saterdag wees. Man, die hele Nuwe Testament is vol, dit gaan nie oor 'n dag nie. Dit gaan oor dat die Here die Sabbat aangestel vir die benefit, vir die voordele, vir die mens. Saterdag is nie my Sabbat nie. Ek werk, ek berei voor vir die diens. Amen. Sondag is ook nie my Sabbat nie. Ek werk, as pastoor werk ek is besig om te werk. 20-30 minute se preek is 8 ure se werk. Hallo, kom doen jy dit? Kom doen jy dit? Kom sien self. Dan sê jy self vir jou bene. Ek het net nou vir Corneille gesê, bid laat hierdie bene net van my stil raak. Hey, dis werk. Maar vir 'n ander dag is my Sabbat. 'n Ander dag, want op Sabbat moet daar 3 dinge gebeur. Eerstens, jy moet jou liggaam laat rus. Tweede ding wat jy moet doen is, jy moet jou emosies herlaai. Die derde ding is, jy moet herfokus, jou gees moet hergefokus word.
Dis 3 dinge wat jy moet doen. Een pastoor sê, hy het besluit maande is sy rusdag. Maande is eintlik 'n baie goeie rusdag vir pastore. En die vrou probeer om aan die maandag in die hande te kry. Sy bel en sy bel en sy bel en sy kry net nie hierdie pastoor in die hande nie. Die Dinsdag kry sy hom in die hande. Sy sê, pastoor, ek het jou so gesoek, ek het jou die hele dag gesoek. Waar is jy? Hy sê, dame, dis my rusdag. Sy sê, die duiwel het nie 'n rusdag nie. Hy sê, as ek nie 'n rusdag het nie, dan raak ek soos die duiwel. Dis nodig om te rus. God het dit ingestel. If I want to give my best, it requires rest. Amen. Ek moet rus. Die Sabbat is ingestel vir die benefit van die mense. Jy moet rus. Jou liggaam moet rus. Jou emosies moet herlaai word. Jou gees moet hergefokus word. Kom by die Here uit. Kom by die Here uit. Dis hoekom ek hierdie kruisboog van my, ek hou daarvan om te jag met my kruisboog, want is lekker stil, en ek sit in 'n hide, en ek kan bid, en ek kan voorberei, en al die lekker dinge, is konstruktiewe rus. Ek doen konstruktiewe rus, terwyl ek jag. Maar weet jy wat, as ek hierdie snare van my, heeltyd gespanne hou, weet jy wat gebeur met hierdie boog van my? As ek hom vir 'n week so gespan hou, as ek hom gespan en ek los hom en ek sit hom in sy sak terug en ek hou hom so gespanne, weet jy wat gaan gebeur? Hierdie arms gaan op 'n stadium nie meer kan buig nie. Hulle gaan breek. Die snare gaan breek. Of hierdie kruisboog gaan so swak raak dat hy kan nie meer gebruik word as 'n kruisboog nie. Want ek het nie laat hierdie snare ontspan nie. En ons is soos hierdie kruisboog. Die Here wil hê dat ons met die teiken elke keer raak skiet. En met spoed raak skiet. Maar het is nodig dat wanneer hierdie snare gespan word en die pyl word ingesit, dat hy nog steeds sy krag sal hê as wat hy gehad het toe ek hom gekoop het. En hoe gebeur dit? Ek moet hom gereeld laat ontspan. Ek moet gereeld laat ontspan. As ek iets nie kry, wanneer ek in 'n hide wag vir 'n bok nie, en ek kry dit nie, die eerste ding wat ek doen as ek uit die hide uitstap, voordat ek, dan ontspan ek die snare, want ek wil nog steeds hierdie kruisboog as 'n sterk wapen hê. So wil die Here jou en my as 'n sterk wapen hê. Amen. Ontspan die snare. Skuif jou waardes. Punt nommer 4. Die teenmiddel, skuif jou waardes. Ek wil vir die besigheidseienaars wat besighede het, sê baie keer is jou besigheid jou God. Jou werk is jou God. Jy het dit heel eerste geplaas. En dan kom baie keer jou vriende. En dan moontlik jou vrou en jou kinders. En doe onder is God en die kerk. Skuif jou waardes, skuif jou value. Laat hy eerste sal wees. Jou vrou is tweede. Amen. Jou man is tweede. Gods eerste. Jou vrou tweede. Die gemeente derde. Sê ek is derde. Glo julle dit? Baie pastore maak 'n fout. Die gemeente is eerste. En dan God. En iewers is somewhere daaronder is die kinders en die vrou. Skuif jou waardes, skuif jou values. Woord van die Here sê, wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik het, maar jou diepste menswees ly skade. Jy het alles gekry, jy het alles, maar jou siel ly skade. Dan die laaste ding, en ek sluit af. Ruil jou rusteloosheid vir goddelike rus. Skape hou nie daarvan om te gaan lê nie.
Moenie laat hy jou maak lê nie. Gaan lê, gaan rus, ontspan, relax. Ek weet ons het besoekers en ek weet dit is baie keer vir hulle so moeilik as hulle as vreemdelinge hier inkom en nou sê vir mekaar. Maar kan julle vanmôre net vir een langs jou sê, is tyd om te ontspan, is tyd om te relax. Jy moet relax. Kom ons relax. Kom ons relax in die Here. Kom ons ontspan in die Here. Kom ons geniet die lewe. Kom ons hou op om so gejaag te wees. En hier is seker die mooiste skrifgedeelte. Is weer eens uit die message uit wat vry vertaal is. En ek wil dit graag vir jou dit lees. Hy sê, en dit is 'n vraag wat die Here vir ons stel vanmôre. Are you tired? Are you worn out? Burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitted on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Kan ek vir jou dit lees? Is jy moeg? Is jy uitgeput? Is jy moedeloos oor godsdiens? Kom na my toe. Spandeer tyd saam met my en ek sal jou lewe herstel. Ek sal jou wys hoe om werklik te rus. Loop saam met my. Werk saam met my. Kyk hoe ek dit doen. Leer die spontane ritme van genade. Ek gaan nie iets swaar of ongemaklik op jou lê nie. Bly naby my en jy sal leer om vry en lig te leef. Is mooi, né? Wat sê die Here vanmôre vir jou en vir my? Rus in sy goedheid. Kom na my toe. Kom na my toe. En ek en my vrou gaan Psalm 23 sing vanmôre. En net vir 'n oomblik maak jy oë toe. Sê Here, ek is skuldig. Want ek moes dit sê. Ek is skuldig, Here. Ek weet nie om te ontspan nie. Ek weet nie om rustig te raak nie. Heilige Gees, lei my. Help my. Leer my. Ek wil nie dat hierdie liggaam voor sy tyd weggeneem word nie. Ek wil nie doodgaan voor my tyd nie. Ek wil nie aan 'n hartaanval doodgaan nie. Ek wil na die herder toe kom vanmôre. Dankie Jesus. Kom na my toe, sê die Here. Kom na my toe.